Hallo en welkom by nog 'n lekker program van Restaurasiestasie. Nou ja, hierdie week gaan ons bietjie lekker gesels oor die boek Job. En ek het goed gedink om vandag se gesprek die titel te gee, is jy 'n Job of 'n ja-broer? Nou wat die hek is 'n ja-broer? Nou ja, ons gaan dit nou bietjie uitvind. Al wat ek sê, het jy al die movie Yes Man gekyk? Nou ja, dit is maar tipies wat 'n ja-broer is. Maar ons gaan bietjie later daarin uitbrei. Nou, net so bietjie om te sê, wie is Job? Nou Job, dit staan in die woord, is 'n man van God. Hy het nooit iets slegs teenoor God gedoen nie. Hy het die pad gelewe. Hy het gelewe soos Jesus, so na as moontlik aan Jesus se beeld. Nou ja, ek wil begin om af te skop met 'n lekker storieetjie. Net voor julle wonder wie is die mooi vrou hier langs my, dis my vrou, ja. So ja, ek wil begin met 'n storieetjie van 'n ja-broer. En dit is, hierdie ou kom net uit skool uit en hy gaan universiteit toe. En hy sien hierdie geleentheid op skool, kon hy nooit regtig instaan nie en hy was nooit in die sportiewe kant nie. En hy het sy geleentheid nou gesien om in universiteit sy posisie self te kies en dan so ook sy lewe te sit waar hy wil. En hier stap hy in universiteit in en dit is net, hy hemel homself so op. Hy is hierdie groot rugby sportheld en ja, ek meen manipulasie en alles, mense glo later begin die mense dit dink, jessie wel, dalk is hy hierdie verskriklike groot rugby ster en alles. En so ook kom hy toe op die ouend in die rugby span daar by die universiteit en hy kom daar en in sy eerste spel waar hy ingaan, gaan in 'n losgemaal en hy breek sy nek en hy is verlam. Wow, dit klink nou verskriklik. Wat lering is daar nou in die storie? Nou ja, dis baie keer hoe ons Christene is. Ons is ja-broers. Ons hemel onsself so op. Ons sê, ons is hierdie verskriklike groot Christene. Ons staan so sterk. Maar die oomblik as ons een slag kry, een terugslag, dan blameer ons God. En ons val terug en ons sit al ons blameer die hele tyd. Hoe kon die Here dit aan ons gedoen het? Hoe kom Here, wat? En selfbejammering begin in te tree. En dan so het ons self dan eintlik ons ondergang en nie die kerk nie. Nou ja, ek hoop nie jy is hierdie tipe Christen soos hierdie rugby speler wat jouself so ophemel en op jou mond het jy Jesus, maar die oomblik as die eerste hou kom, dan hard draai jou rug op die Here en jy begin die Here te blameer nie. So ek hoop regtig nie jy is in daai geval nie. Ek hoop jy is 'n Job, as ek dit so kan sê. Nou ja, ons gaan nie deur die hele boek Job van nie, ek gaan sommer net so vinnig die eerste 3 hoofstukke gaan nou. Dis 'n verskriklike mooi boek. Ek sal jou aanraai, as jy hierdie program gekyk het, gaan lees hom bietjie. Daar gebeur baie dinge in Job. Daar's regtig, dis vir my 'n verskriklike mooi boek. En maar net voordat ek nou aangaan na die Job, toe wil ek daarom net sê, my vrou, sê jy daarom net so vinnig ietsiekie, daarom daar vir die mense. Welkom by ons program vandag. En geniet die program en neem in en luister mooi. En soos hy sê, gaan na die tyd en gaan doen jou eie gedeelte. Gaan lees self ook Job en kyk wat se unieke boodskap jy daaruit kry. Wat jy kan ontvang daaruit, want elke persoon ontvang iets anders. Maar gaan kyk spesifiek na die verse en gaan kyk wat jy daaruit kan kry wat vir jou spesiaal gaan wees en vir jou iets beteken. Nou ja, Job was 'n man so na in God se hart en Job het rykdom gehad. Nou net om julle so 'n bietjie agtergrond te gee, gaan ek net vir julle hier lees uit Job 1 hier vanaf vers 2. Net so 'n bietjie sê wie Job was en wat hy gehad het. Nou, hy het 7 seuns en 3 dogters gehad. So hy was geseënd met 'n wonderlike familie. Ek glo hulle het in daai tyd het mens nog lekker familietyd gehad. So ek kan sien hoe hulle om die tafel gesit het en ek dink hy het hierdie wonderlike familie gehad. So hy het vreugde gehad. Dan net so 'n bietjie in aardelikse goed om vir julle 'n bietjie net 'n geldelike agtergrond te gee. Verder het hy ook 7000 skape, 3000 kamele, 1000 beeste en 500 donkies gehad. Nou mense, in daai tyd dink ek was dit iets verskrikliks. Nou as ons vandag met geldwaarde aan dit sit, net 7000 skape, ons praat hier van groot geld. Ons praat van, ek dink min boerderye in Suid-Afrika vandag, wat net kan sê hulle staan sterk met 7000 skape. So net om te sê, om 7000 skape te hê,
moet jy logies ook, moet jy die grond hê. So Job het uit die vee gehad, uit die familie gehad, uit die land gehad. So Job het rykdom gehad. Hy sal nou tipies soos ons vandag sal sê, hy het die lewe gelewe, hy het alles gehad. Nou ja, ons ken vandag Christene wat ook so sal redeneer. Hulle sal sê, hulle het alles, hulle lewe die lewe, hulle het die mooiste kar, hulle het die mooiste vrou, hulle het die mooiste huis, maar het hulle vir Jesus? Dit is die vraag. En baie van ons vandag sit daar buite en ons het al hierdie wonderlike dinge, maar ons het nie vir Jesus nie. Nou ja, toe kom Job en die Bybel beskryf dit ook soms as Job se eerste toets. Nou sy eerste toets, wat gebeur het, en ek gaan vir julle net dat julle 'n bietjie agtergrond het, ek gaan gou vanaf vers 6 lees, net dat julle sien waarvan af kom dit. Op 'n dag het die inwoners van die hemel na die Here toe gekom, die Satan was saam met hulle daar. Hy het mense gewoonlik aangekla. So sien, Satan is 'n aanklaer. Satan wys jou foute uit. Satan is heeltyd hierso in die Here se oor. O Here, kyk, Sannie het wie dit gedoen. O Here, dit en dat. Hy wil jou aankla, hy wil jou beskuldig. Die Here het vir hom gevra, waar kom jy vandaan, Satan? Satan het geantwoord, ek het heen en weer en kruis en dwars oor die aarde rond gegaan. Jo mense, sien, demone is 'n werklikheid. Hierdie wat kerke vandag sê, hulle glo nie meer in demone uitdryf nie. Goed, ek wil vir jou, hier staan dit, hy het heen en weer en kruis en dwars oor die aarde gegaan. Dis 'n werklikheid. Nou so ja, net om te beskryf, en toe die Satan gesê, Here, maar Job staan net so sterk. Job is net 'n man, noem homself net 'n Christen, hy's net 'n man so na in God se hart, omdat hy al hierdie dinge het, omdat hy die perfekte familie het, omdat hy rykdom het, omdat hy grond het. En die Satan sê toe vir die Here, luister maar, ek wil jou al waarborg, die oomblik as hierdie goed weggeneem word van Job af, dan sal hy draai, hy sal u verraai, hy sal u begin blameer daarvoor. Nou, ons as Christene is tipies so, ons in die kerke is ons so, ons staan daar en die oomblik as een of ander teenslag gebeur, partykeer is dit die ou kleinste dingetjie man, dan die Sarie wat daar heel voor staan, kyk jou dalk iets skeef aan, of oom Piet het jou nie gegroet by die deur nie. O, Here, dan is dit een verskriklike bohaai, en dis een verskriklike groot storie, en ons blameer die Here, en die kerk sal my nie weer sien nie, ek wil vir jou sê, kerk is net 'n gebou, jy gaan nie daarvoor vir die gebou nie, die kerk moet in jou hart wees, dit moet 'n leefwyse wees. Nou ja, so het die Satan toe vir Job aangekla, en ek dink hy kla ons ook, as mens, sommer daagliks probeer ons aankla, en ek wil net so my een ding stryd sê van die begin af, die duiwel het geen mag nie. Ek wil dit weer sê, die duiwel het geen mag oor ons nie. Hy het geen krag nie. Ons as mens gee hom die krag en die mag boor ons. Deur ons denke, deur wat ons spreek, deur oor wat ons dink. So, ons moet elke dag ons gedagtes hernie en dan so ook net weer bietjie dink en kyk wat ons spreek in ons lewens. Nou ja, ek gaan net so vinnig oorscan. Die Here het toe vir Satan gesê, dit is reg, so jy kan maar met sy goed maak net wat jy wil, maar van Job hou jy jou hande af. So ja, die oomblik as daar teenspoed in ons lewe gebeur, dan sê ons gewoonlik, Here, hoekom het u dit gedoen? Die Here laat dit partykeer toe. Hy laat teenspoed partykeer toe, maar die Here fisies self gee nie teenspoed op ons pad nie. Ek wil net daarby las, dis baie keer dan as ons dinge verloor, dan hoe kan die Here dit aan my doen? Die Here gee nie om oor my nie, die Here is nie lief vir my nie, wat. Maar net soos wat daar sê, jy kan sy aardlikse besittings kan jy wegvat, maar Job raak jy nie. So maak jy saak wat van jou weggevat word nie, wat se karre van jou weggevat word, wat jou huis, jou mooi potte, jou geld, wat van jou weggevat word nie. Dit maak jy saak nie, maar die Here bly by jou staan. Want hy sê daar, jy kan sy aardlikse goed wegvat, maar jy raak nie aan Job nie. So, as jy God se kind is, dan is jy God se kind, dan beskerm hy jou teen enigiets. Ons sommer net aan 'n lekker bekende versietjie, Johannes 3 vers 16. Ek gaan dit in Engels noem, en ek hou so baie van die Engelse. For God so loved the world, that he gave his one and only Son, to whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Nou God het nie sy seun gestuur vir jou mooi Ferrari karretjie nie. God het nie sy seun gestuur vir
hierdie of hierdie aardse ding, hy het hom vir jou gestuur. Ons as mens is God se kosbaarste besitting wat daar is. Dis soos hy nou sê, aardse goed kan weggevat word, maar hy het uitdruklik gesê, jy hou jou hande van Job af. Nou ek wil vir jou sommer vra, lewe jy jou lewe so dat jy dit sal regverdig, laat God vir jou sal opstaan. Staan jy ooit vir jou God op? Ons as mens, deesdae, ek dink daagliks word ons gekonfronteer waar ons geloof en ons God dan so ook moet verraai of moet opstaan vir hom. So ek wil vir jou vra, is jy een van daai wat vir God sê, vir die ou sal aanspreek en sê, luister jy praat nie so van my koning nie. My koning het aan die kruis gesterf, hy het opgestaan, hy lewe vandag. Of is jy een van daai wat nog bietjie sluimer hierso in die skaduwee en sal stil bly en eerder dalk dat Jesus se naam vertrap word as om vir hom op te staan. As jy een van hulle is, wil ek jou aanraai om te sê, regtig, kry die moed en ontmoet hierdie Jesus, dan sal jy besef, niemand praat so van jou God nie. Want ek wil vir jou sê, as jy nog die Here verraai en skaam is vir hom, dan wil ek vir jou sê, jy het hom regtig nog nooit ontmoet nie. Ek meen net oor, as iemand my vra, is dit my vrou? Jessie, ek sal met die grootste glimlag vir almal sê, luister, dis my vrou. As iemand hier aankom en vra, wie se vrou is dit, gaan ek nie daar in die hoekie gaan sit en sê, ek bly eerder stil nie, daar kan die vraag verby, daar kan die vraag. Ek kry nie skaam vir my vrou nie, dis my vrou. Ek dink sy is die mooiste skepping wat die Here ooit kon gemaak het. So is jy moet trots wees op jou God. Nou ja, ons maak baie keer ons aardse goed ons gode. Nou ek wil net vinnig aangaan dan nou wat verder met Job gebeur het. Nou ek gaan net so vinnig so kortliks sê, so toe Satan nou ingekom en die Here het hom nou toegelaat om van hierdie goed weg te neem van hom af, maar soos hy gesê het, hou jou hande van Job af. So hy het begin met sy eerste toets. Hulle het die diere gesteel en werkers doodgemaak. Die weerlig het geslaan en al die skape en die wagters is raak geslaan. 7000 skaap. Poeh, gone. Suid-Afrika het nog nie so droogte gesien. Die Babyloniërs het met 3 bendes toegeslaan. Hulle het die kamele gesteel en die oppassers doodgemaak. 'n Baie sterk wind het toe opgesteek. Die wind het die huis omgewaai en dit het bo-op hul kinders geval. So daar verloor Job sy rykdom, hy verloor sy besittings, hy verloor sy familie. Mense, dit is sommer so toep in 'n oogwink. Dis verskriklik. Hoe dink jy, Ansuria, as ons as mens, as so iets met ons gebeur, as ons nou vanaand moet gaan slaap en ons word wakker, ons het nie meer huis nie, het nie meer kar nie, ons kind waarvoor ons so lank gebid het, wat mens nie as jou liefde kan beskryf nie, as dit in 'n oogwink weggeneem word, hoe dink jy ons as mens, dink jy sal ons reageer? Ek dink dit is baie menslik om in sak en as te gaan sit. Dit is baie menslik om te treur en vrae te begin vra. So ek dink dit is menslik om net te rou op daardie oomblik, want wat meer kan jy doen? En vir baie mense sal hulle dit regverdig om vir God skuld te gee in so 'n situasie. Want hoe kan God dit toegelaat het? Dis presies wat ons doen. Ons hardloop eers en begin te vra, hoekom Here? En ons begin die skuld te blameer so op die Here. En so begin ons ook te begryp aan drank, sigarette en al hierdie aardse gemors. Maar ek wil vir jou sê, hoe het Job gereageer? En dan lees ek vir julle hierso vanaf vers 21, is nog steeds Job 1 vanaf vers 21. Toe ek gebore is, het ek met niks in hierdie wêreld ingekom nie. As ek uit hierdie wêreld uitgaan, sal ek weer sonder enige iets weggaan. Wat ek het die Here vir my gegee. Die Here het dit ook weer weggevat, die Here moet geprys word. Mense, prys jy die Here as iets van jou weggevat word? Ons prys nie eens die Here as hy tannie ons skeef aankyk in die kerkie. Ons prys nie eens die Here as iemand op ons seat gaan sit in die kerk nie. Nou ja, hierdie storie word baie vertel en ons kameraman staan hier agter. Nou, ek praat nou uit sy mond uit waar hulle eendag opgeneem het en hy slaan sy kamera toe op en die oom kom tik hom so en hy sê, Boetie, jy staan nie so op my plek. En hy storie gaan toe waar die oom sê, hy sit nou al 35 jaar in hierdie seat en waar die kameraman toe op die ouend gesê, oom, ek dink is tyd vir 'n verandering. So net oor 'n seat, net oor 'n ou gewone sitplek in 'n kerk, wat anyway dan al tradisie geraak het, en 'n gewoonte geraak het, en 'n godsdiens geraak het ons iemand al opgespring en die Here geblameer. En
So ons lewens draai baie keer heeltemal om die verkeerde goed. In plek laat ons net ons lewe totaal en al oorgee aan die Here. Nou ja, so daar het Job sy rykdom verloor, sy familie verloor, en hoe kan dit dan nou erger raak? Joh, kan daar regtig nog iets gebeur? Maar Job het nog steeds die Here geprys, het geloof en gesê, Here, U is goed, by U sal ek bly, ek weet, U het dit nie aan my gedoen nie. So kom die tweede toets, en die Satan kom weer daar aan die Here, en hy sê, en weer eens vra die Here, waar kom jy vandaan? En hy sê weer, dwars heen en weer oor die aarde kom ek. En die duiwel kla te weer vir Job aan en sê, Here, maar hy loof en prys U nog steeds net, oor dat U so goed is vir hom. Wat as daar nog 'n toets kom? Wat as ons sy gesondheid van hom af wegvat? En so sê die Here toe weer, okay, dus ek laat dit toe, jy kan sy gesondheid wegvat, maar aan Job as persoon raak jy nie. En hy het Satan toe vir Job in die hande gekry en hy het musiek gemaak. So ek wil gou vinnig hierdie vers vir julle lees. As die Here vir ons goeie dinge gee, vat ons dit sonder om 2 keer daaroor te dink. En dis waar. As daar goeie dinge op ons pad kom, gryp ons dit aan. Jessie, ek meen, as hierdie mooi kar buite die deur staan, die Here het vir ons voorsien, as hierdie checkie van R20,000 daar staan wat die Here vir ons gegee, ons gryp dit aan en ons loof en ons prys die Here in hierdie goeie tye. Dink jy dan nie dat ons dit moet aanvaar as hy ook slegte dinge met ons laat gebeur nie? Nou luister mooi, ek gaan weer hierdie vers lees. Dink jy dan nie dat ons dit moet aanvaar as hy ook slegte dinge met ons laat gebeur nie? So die Here laat net die slegte ding dalk gebeur, want ons het baie keer dalk 'n oop deur, maar die Here is nie die oorsaak van die slegte ding nie. Ons God het geen sleg nie. Ons God sal nooit geen sleg goed praat nie. So, dit is nie die Here nie, ons het dalk 'n oop deur, of die Here sit jy dalk deur 'n toets om te kyk soos Job, maar sal ons nog steeds by sy voete bly, sal ons hom nog steeds prys. Nou ja, so is Job se gesondheid toe nou weggevat op die ouend van hom af, en nog steeds het Job gejubel en juig. Nou ek wil hierdie een sin is vir my verskriklik, en die pyn, dink ek, wat Job moes ervaar het. Nou ek wil hierdie vir julle lees, dat julle net die pyn kan insien, wat in Job se lewe daai tyd was. Nou Job se vriende het toe gekom, en hulle het vir hom kom besoek, waar Job dan nou daar gesit het een kant, en hulle daar om hom kom staan, en dan wil ek net hierdie vir julle lees. Hulle het toe vir 7 dae, dis nou sy vriende, hulle het toe vir 7 dae en nagte by hom op die grond gaan sit. Vir 7 dae en 7 nagte. Nie een van hulle het 'n woord gesê nie. Hulle het stoepstil gebly. Hulle kon sien dat sy pyn en lyding bitter groot was. Dit was beter om nie te praat nie. Jo, hoe veel pyn moet jy ervaar as mense rondom jou, as daai vriende wat van Job wat rondom hom staan, eerder goed dink om stil te bly, want die pyn is te erg. Wat 'n pyn moet dit wees? Ek dink nie ek het al ooit sulke pyn ervaar nie. So ja, so ek wil daar's nog baie mooi dinge wat verder in Job gaan, en hier later begin selfbejammering intree by Job, en hy begin die Here aan te kla. Ja, so vra begin in te tree soos mense nou op die ouend is, selfbejammering, en vra soos, ek moes nooit gebore gewees het nie, God moet nie eens die dag steur nie toe hy gebore is, hoekom is ek nie doodgebore nie, hoekom was ek nie maar in miskraam nie, al hierdie vrae wat in ons mense opkom, die oomblik as slegte tye na ons toe opduik, en ek dink almal van ons was al in hierdie situasie, waar ons die Here aangekla het, en gesê het, Here, hoekom ek? Hoekom is ek nie maar doodgebore nie? Here, hoekom was ek nie maar in miskraam nie? Hoekom nie dit nie? Hoekom nie dat nie? So, ja, ek gaan nie verder gaan nie, dit is 'n baie mooi verhaal, en ek dink ons gaan verder nog bietjie daaroor uitbrei, en dan net verder bietjie in gaan kyk wat dan nou verder gebeur het. Maar wat ek net deur hierdie, dis sommer die eerste 3 hoofstukke, so julle kan dink, dis omtrent 'n verhaal en 'n half wat net in hierdie 3 hoofstukke is. So ek wil jou aanmoedig, gaan hierdie week, dan gaan lees jy nou 'n bietjie vir Job verder, dan kyk jy waar kom die draaipunte en op die ouend kan ek net sê, Job is toe weer gevestig, hy is met 'n wonderlike familie weer, en ek weet hierso, nou het ek toegemaak, hy is weer met, ek dink 3 nageslagte geseën, maar in elk geval, terwyl ek dan toe blaai, wil ek jou nou net bemoedig, en maar in elk geval, ek gaan nie eens verder gaan nie, ek gaan dit nou nie soekie, ek wil jou aanraai, gaan lees dit so bietjie, maak bietjie jou Bybel oop en spandeer tyd, en ek wil jou regtig vandag vra, is jy 'n Job, of is jy 'n ja broer? Het jy Jesus net op jou lippe, of is Jesus in jou lewe?
As daar slegte tye kom, is jy die aanklaer wat vir Jesus sal vra, hoekom Here, hoekom ek, of is jy die een wat sterk staan en sê, met niks het ek hierdie aarde ingekom nie, met niks sal ek uitgekom nie. Here, ek sal nog steeds deur alles U loof en prys. Nou ja, ek hoop regtig dat jy dan hierdie boodskap sal aangryp en dat jy vandag die keuse sal maak om dan so ook dalk bietjie skroewe hier en daar in jou lewe vas te draai wat bietjie los was en dan so ook dan gesien sal word as 'n man van God. Nou ja, dit was lekker om vandag bietjie met julle te deel. Ek hoop regtig jy gryp die boodskap aan, gaan lees bietjie vir Job en onthou, die keuse bly joune.